Ons het die vorige keer bietjie stilgestaan by die grootste fees van alle Christene, en dit is Paasfees. En ons het die dood en die kruisiging van Jesus herdenk, en ook die betekenis van die kruis, ook vir ons persoonlik. Ons wil by hierdie geleentheid net bietjie stilstaan dan by die feit wat die verskil in ons lewe gaan maak, dat die kruis op die derde dag is Jesus opgewek uit die dood. Hy leef. So, ons wil bietjie kyk wat leer die Bybel oor Jesus se opstanding en oorwinning oor sonde en oor die dood. By hierdie geleentheid wil ons bietjie gaan kyk na die profeseë, wat dit voorspel het, en hoe Jesus dit gesê het, en hoe dit presies so gebeur het, en dan wat is die konsekwensies daarvan, dat ons vandag weet, hy leef, en dat hy in 'n baie noue verhouding met ons wil lewe, elke dag by ons wil wees. Mag hierdie boodskap regtig vir jou bewus maak op 'n nuwe manier, dat ons 'n lewende God aanbid. Ek wil ook dankie sê vir elkeen wat saam leef en saam bid, en vir die mooi getuienisse ook, en vir die waardering rondom die Paasfeesviering hier saam op Keerpunt. Wat 'n voorreg om net so ietsie te beleef van 'n groot onsigbare gemeente, landwyd en wêreldwyd. En dankie dat jy deel is, en dat jy saam bid en saam stry, en self saam betrokke is by hierdie bediening. En ons wil bid dat hier net meer en meer mense vir Jesus gewen sal word, hulle lewe sal omkeer en hom sal volg en dien. En dat mense wat hom dien met groter vrug en groter seën in hulle geestelike lewe sal bedien. Ons dank die Here vir elkeen van julle wat ook vir ons ondersteun. En ons besef maar net, dis die Here wat in julle harte werk. En dis hy wat julle iets laat verstaan, dat elke gebed wat jy vir hierdie bediening bid, verhoor hy en mense se lewens verander. En ek kan jou verseker, elke sent wat hierheen kom, gaan vir die redding van mense en die uitdra van die evangelie, niks anders nie. As jy ons wil kontak, ons nommer hier is 079-195-1586. Volg ons gerus op sosiale media, op X, op Instagram en Facebook, en hierdie boodskappe is ook beskikbaar op YouTube. Ons is opgewonde oor 'n nuwe publikasie, eintlik 'n boek wat vroeër so verkoop het dat hy uitverkoop is en toe hersien is en oorgedoen is en nou beskikbaar is, Die Heel Beste Jy. Deur 'n kenner wat ietsie skryf oor hoe 'n mens emosioneel gesond kan wees. Hoe jy 'n ander kenner fisies gesond kan wees. En ek self oor hoe jy geestelik gesond kan wees. Want die Bybel praat daarvan dat 'n mens moet gesond wees na liggaam, siel en gees. En dis moontlik. Ons leef baie keer in sulke onkunde, en hier is 'n wonderlike boek wat vir jou help, en jy kan gerus dit bestel by hierdie nommer, laat weet ons net, dan sal ons kyk hoe ons dit by jou kan uitkry, 079-195-1586. Nou, ek het gesê ons wil by hierdie geleentheid bietjie stilstaan by die opstanding uit die dood. Nou, as ek jou net 'n oombliekie kan terugvat, dan besef jy, daar was hoeveel profeseë dat Jesus uit die dood gaan opstaan. Jesus self het dit vir hulle gesê. Hy het hulle probeer voorberei, maar dit is asof dit net nie ingesink het nie, en hulle dit nie ernstig opgeneem het nie, totdat hulle natuurlik uiteindelik hy aan hulle verskyn het, en vir hulle verskillende geleenthede verskyn het, en vir hulle gesê het, dat hy leef, en hy het die dood oorwin. Nou, as ons byvoorbeeld gaan kyk net na Jesus se gesprek, wat vir ons opgeteken is in Matteus 16. Matteus 16 spesifiek hier van vers 21 af. Hierdie gedeelte is Jesus besig om hulle voor te berei. Hy is aan die einde van sy lewe. Hy verduidelik vir hulle dat hy vervolg gaan word, onregverdig doodgemaak gaan word, en hoe hy gaan sterwe, maar dat hy gaan opstaan uit die dood. En dan sien ons Petrus se reaksie, wat
nie geestelike onderskeiding het en die gees van God nie sy gedagtes lei nie, maar sy ou natuur wat net vir hierdie wêreld wil lewe en net wat hier goed is en wat vir ons kan sien, dit is al wat tel. En hy sê, Jesus, jy kan nie hierdie swaar goed doen nie, jy kan nie hierdie slegte pad loop nie. Ons gaan 'n ander beter pad loop, die pad na 'n paleis en na koningskap en na regeer hier op aarde en eer en glorie en aansien en geld en posisie. Dis wat in sy agterkop is. Dan wil hy vir Jesus keer, dan sê Jesus vir hom, jy is 'n struikelblok op my pad. Jy hinder my om die pad te stap wat God wil hê ek moet stap. Die offer te bring op Golgotha. Nou, kom ek lees vir jou spesifiek daai gedeelte, wat staan hierso in hierdie gedeelte in Matteus 16. Matteus 16 spesifiek wil vir ons dit verduidelik, hoe dat Jesus met sy disippels baie persoonlik gepraat het, en hoe dat hy vir hulle gesê het, dat hy gaan sterwe, en hoe hy vir hulle gesê het, dis nie die einde nie, want hy gaan opstaan uit die dood, en dit is die wonderlike getuienis en boodskap wat ons van Jesus het. So, kom ons kyk bietjie, wat sê hierdie gedeelte in Matteus 16 vers 21. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word. En die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Maar God dit verhoed. Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dis wat dit beteken om 'n Christen te wees, 'n volgeling van Jesus, wat nie meer oor homself in hierdie wêreld en die tydelike dinge besorg is nie, wat homself kruisig. Ek is dood in myself, het gaan nie oor my begeertes nie, het gaan oor wat God wil hê. Soos wat Jesus vir ons die voorbeeld was, en al is dit 'n moeilike pad, 'n pad van opoffering en lyding en swaar en onreg, dan stap hy daai pad. En Petrus moenie vir my wil keer nie, want ek sien die duiwel wil jou gebruik om my te stop. Ek sien agter jou die Satan self. Sien dat Jesus sê, hy is die Satan of hy is duiwels besete nie, maar die duiwel kan ons gebruik om God se planne in die wiele te ry, om te keer dat God kan doen wat hy wil. So, hier lees ons baie duidelik 'n getuienis van hoe Petrus dink aan hierdie wêreldse dinge en hoe dit hier is en wat tel en wat in mense se oë belangrik is. En hy verstaan nie die pad na die kruis, die offeraltaar vir 'n verlore wêreld, die straf vir die sonde wat Jesus op hom neem, die verlossing wat hy gaan bewerk, dat dit die pad is wat hy moet stap. So kan ek vir jou vra, ken jy vir Jesus nie net as die gekruisigde wat jy vier op nagmaal, ken jy vir Jesus as die opgestane uit die dood, die God wat lewe, wat sy gees uitgestort het om by ons te wees en in ons te wees. Ja, God Immanuel, God Heilige Gees in my, God wat met my saam lewe as die lewende opgestane Here, nie net 'n stukkie geskiedenis wat ek weet van Jesus nie, maar wat ek weet hy het uit die dood opgestaan. En dis die wonderlike dat ons nou wil praat oor die oop graf. Waar het dit begin? Weet jy, as 'n mens nou gaan kyk die donderdag aand, lees ons in die geskiedenis, Jesus sê, ek wil vir oulaas, saam met julle die Pasga vier. En dan begin hy
En hy neem die brood en hy breek dit en skielik sê hy, dit is my liggaam. Dit kry 'n nuwe simboliese betekenis en waarde. As hy vir hulle verduidelik, ja, julle eet brood om te kan lewe, sodat julle krag het om môre aan te gaan. Maar hierdie is brood vir die ewige lewe. My kruisdood op Golgotha gaan vir jou die ewige lewe gee. Daarom sê 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die Seun het die lewe, die ewige lewe. Ja, en sal hy nie weer in die oordeel kom nie, maar sal hy oorgaan om vir ewig met God te wees. Dis die wonderlike getuienis wat ons sien, dat Jesus vir hulle verduidelik het, ek gaan opstaan, ek gaan nie in die graf bly nie. En hulle daar saam Pasga gevier het, het hulle een kant gegaan, daar na die tuin van Getsemane. Daar het Jesus geworstel, want hy het geworstel om hierdie bitterbeker, hierdie lydenspad te neem en te sê, ek sal dit doen, ek sal dit stap. Here, nie my wil nie, as ek kan kies, vra ek asseblief, ek sien nie kans vir hierdie lydenspad, en hierdie swaar, en hierdie moeilike, en hierdie opoffering nie. Maar as dit u wil is, Here, my God, dan sal ek dit doen. Sal ek hierdie bitterbeker drink. Daar was die disippels saam met hom moes stry in hierdie verskriklike geestelike geveg, lê hulle in slaap. Sien ons kort daarna, kom neem hulle hom gevange. Judas, sy binnekring, sy vriend, gee vir hom 'n soen as die teken, dis die man, ek het hom oorgegee, dis die een wat julle soek, dis die ene wat julle wil vang, die misdadiger. En dan neem hulle vir Jesus gevange, vat hom na die paleis van Kajafas, waar hulle daai aand met hom te kere gaan, of vir hulle weer, vir hom spot, vir hom vals beskuldig, vir hom in die gevangenis boei, en dan besluit hulle, hy moet ter dood veroordeel word. Maar hulle kan nie, nou moet hulle hom na Pilatus toe vat die volgende dag, waar hy op die Goeie Vrydag, waar hy gespot en geslaan is en verwerp is. Nee, Barabbas, geef ons Barabbas, ons wil nie vir Jesus hê nie. Kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. En dan gee Pilatus om oor hom geesel te word. Slaan hom stikkend, bebloed. Geef hom 'n kruis om te dra, tot hy nie meer kan nie. Sy kragte op is, en mekaar sak. En 'n man uit Sirene die kruis vir hom moet dra. En dan spyker hulle sy hande vas, en dan hang hy daar, tussen hemel en aarde, as die een wat die versoening bring, die lam van God, wat sy lewe offer vir ons sonde. Daardie verskriklike Vrydag, toe die son self sy gesig wegdraai, dit donker word van 12 uur tot 3 uur. Daai verskriklike donker nag, helder oordag van 12 uur af. Toe die duisternis van die wêreldse sonde tussen God en Jesus skeiding gebring het. En dan vat hulle hom na 'n graf toe, wat in 'n rots uitgekap is. Lê hom daar neer, sit 'n reuse klip voor daardie ingang, en ironies, hulle messel dit vas, en hulle sit wagte uit om hom op te pas, om die dode op te pas. Dit is amper asof die Romeine en die heidense soldate meer geglo het, dat Jesus wel uit die dood kan opstaan, as wat sy disippels, wat gebroken was en weggehardloop het, as wat hulle was. En dan weet ons die hartseer van daai stil Saterdag. Jesus is in die graf. Hy kan nie wag dat die Sabbat verbygaan nie, dat hulle Sondagoggend, dat hulle kan opstaan en hardloop, om te gaan kyk na die graf. En dis vroue, interessant, dat vroue die eerste getuies is van Jesus' opstanding. As dit nou 'n gefabriseerde verhaal was, het opgemaak is, dan sou nooit vrouens gekies het nie, want vrouens het daai tyd nie getuieniswaardig gehad nie. As 'n vrou iets sou sê, sou hulle dit nie ag nie, maar as 'n man dit sê, dan sou hulle.
So, hier is nou nie 'n man wat die boodskap bring. Hier's vrouens wat sê, hy het opgestaan. Hy leef. Hy's nie dood nie. Ons was daar, ons het die graf gesien. Die steen is weg. Ons het nie geweet hoe ons hom gaan oopkry, hoe ons binne gaan kyk nie, want ons wil sy liggaam nog gaan versorg. Ons het balsem en gebring om vir hom die laaste eer te bewys. En nou is hy nie meer daar nie. Wat het van hom geword? Nee, daar het iemand het vir ons gesê, 'n engel, dat hy opgestaan het. En dat ons dit moet gaan sê vir die disippels wat nou in wanhoop alles laat vaar het, gedink het dit het nie gewerk nie. My godsdienst is nou plat op die grond, daar's niks van oor nie. Jesus leef nie, hy's dood. Gaan vertel vir die disippels dat Jesus lewe. En dan staan daar 'n baie besondere aanmerking. En gaan sê dit ook vir Petrus. Gaan sê dit spesiaal vir Petrus. Jy weet, dit is asof die hemele en God weet, hierdie man in sy gebrokenheid. Jy ook wat miskien in soveel seer en so verworpe en so verlate, waar is God? Hy dink nie aan my nie, ek het hom teleurgestel. Gaan sê spesiaal vir hom. Sê vir hom vanmôre, vanmiddag, vanaand, wanneer hy ook al hierna kyk, ek weet van jou, en ek het jou lief, en ek kom na jou, daar's 'n tweede kans, ek het 'n mooi pad vir jou vorentoe. Petrus is uiteindelik herstel. Maar kom ons lees nou net so 'n bietjie wat het gebeur daar in Markus, lees ons spesifiek hierdie gedeelte. Dan sien ons hoofstuk 16 vers 1 sê hy, toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam van Jesus daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant, sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie, kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels, en in besonder vir Petrus, Hy, Jesus, gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Alles draai nou om. Alles verander. Jesus leef. Daar's hoop. Daar's nuwe lewe. Wat hy gesê het is die waarheid. Nou kan ons saam met hom lewe. Hy's nie meer dood nie. En ons lees byvoorbeeld dat Jesus 12 keer verskyn het na sy dood aan verskillende mense en sy disippels meermale. En natuurlik spesiaal verskyn aan Petrus. Ja, jy sien, Petrus het die Here diep teleurgestel. Petrus het op 'n manier, vroeër was hy die belangrikste in sy lewe, het als om homself gedraai. Hy is die leier, hy is die een op wie die kerk gebou gaan word, die fundament het hy gehoor Jesus praat van, en dat hy ook gesien het dat Jesus hom elke keer vir hom ook kies om na sekere spesiale geleenthede by hom te wees, langs hom te sit en saam met hom dinge te doen. En hy het hierdie ambisie gehad wat hom gedryf het. Hy gaan eendag visiepresident wees. Eendag gaan hy onderkoning wees. Hy gaan eendag belangrik wees saam met Jesus. En toe Jesus vertel van die lydenspad en die offerpad wat hy moet stap, toe sê Petrus, nee, hy kan dit nie doen nie, nooit nie. En dan sê Jesus, Satan, gaan weg.
Jy gebruik hom wat die naaste aan my is, my vriend, om my te probeer keer om die pad te stap wat God gesê het ek moet stap. En die bitter beker wat ek moet drink, sal ek drink. Nie my wil nie, maar u wil, o Here. Wat 'n voorbeeld vir jou en my, om dit telkens te sê, Here, al verstaan ek nie, en al weet ek nie hoekom hierdie onreg gebeur, en hoekom hierdie goed gebeur nie, maar laat u wil geskied. Ek buig steeds voor u. En dan sien ons dat Petrus daar berisp word. Dan sê hy, maar Here, hierdie ander gaan u nog verlaat, hulle gaan u teleurstel, maar ek sal dit nooit doen nie. Here, u weet dat ek is aan u regterhand, en ek is die ene wat u sal bystaan. En dan daai nag toe hulle vir Jesus vang, toe kraai die haan, en toe skrik hy wakker. En hy sien, hy het Jesus 3 maal verloon. Gesê, ek ken nie hierdie man nie. Ek is nie een van sy volgelinge nie. Nee, moenie vir my ook wil vang nie. Ek het niks met hulle te doen nie. En Jesus stap verby en hy sien, en daai oomblik se kyk, Petrus gebreek. En hy het besef, Jesus het hom gewaarsku. En hy het gestruikel. En het in die nag ingehardloop en staan daar uit bitterlik geween. Hierdie man, gebroken in homself, so uit die vlees gelewe. Daai aand toe hulle vir Jesus wil vang, toe gryp hy maar sommer 'n swaard en kap hy na Malchus toe. Gelukkig het Malchus gekoes en net sy oor is afgekap. En Jesus het dit op 'n wonderwerk, het hy dit herstel, want kan jy dink, hier, Jesus gaan nie nou veg, in 'n aardse terme beklei. Sy koninkryk is nie van hierdie aarde nie. Hy het 'n pad wat hy hier moet stap, vir die verlossing van die wêreld. En hy wil nie nou 'n klagte teen hulle hê nie, maar Petrus, impulsiewe, oorhaastige, onnadenkend, kap hy om hierdie ou dood te kap, seker, want hy het na sy kop gekap. Kan jy jou indink, hierdie Petrus, hoe moes hy gevoel het, na hy vir Jesus verloon het? Daar sit hy op die ou end, en by 'n geleentheid sien ons, sê hy gaan nou vis vang. In sy hart het hy besef, wat het daar aangegaan? Ja, Jesus is dood. My planne het nie uitgewerk nie. Alles het in mekaar getuimel. Ek sal maar terug gaan viswaters toe. Dis die ene wat ek weet ek kan doen. En daai nag vang hulle heel nag vis. Hy vang niks. En dan kom Jesus, staan hy op die wal en hy sê vir hulle, gooi nie net nou in wat ek sê. Gooi dit aan die ander kant. En 153 visse in daai net. Hulle kon dit nie uittrek nie. Peter skrik om mors dood en hy besef, maar hier's iets bonatuurliks. Wat het nou gebeur? Wie's daai man wat vir ons dit gesê het? Dis Jesus. En hy storm in die water. Hardloop na hom, na Jesus toe. Pluk sy klere oor hom aan. Buig en val voor Jesus neer. En Jesus sê vir hom, Petrus, het jy my lief? Ek vra jou tweede keer. Het jy my regtig lief? 'n derde maal. Petrus, het jy my liewer as hierdie ander mense? Bedoel jy dit? En dan baars hy in trane uit en hy sê, Here, u weet alles. U weet hoe ek gedink het ek het u lief, en hoe ek uit myself gedink het alles is reg, maar nou, Here, ek het u lief met my hele hart. En dan word hy herstel. Dan sien ons hoe dat hy herstel word. En hoe dat hy nou 'n nuwe Petrus is, wat op 'n nuwe manier leef, wat nou opstaan en preek, leeg van homself, vol van die krag van die Heilige Gees, 'n gebroke man in homself, vol van Gods Gees. 3000 mense kom tot bekering. Ek het niks vir jou silwer en goud nie, maar in die naam van Jesus staan op en loop, en daai verlamde man staan op en hy loop. Hy skryf 2 sentbriewe, hy gaan na Antiochië en hy begin 'n gemeente daar. Hy dra die evangelie uit tot aan die uiterstes van die aarde. Petrus, 'n nuwe mens, oortuig van Jesus wat lewe, dat Jesus in hom leef en dat hy nie meer bang of skaam is om dit te sê vir die wêreld nie. Dit is
die getuienis van 'n opgestane Jesus. Kan ek vir jou vra? Het jy al hierdie opgestane lewende Christus ontmoet? Weet jy dat Jesus nie net vir jou sonde gesterf het nie, maar uit die dood opgestaan het? Weet jy dat hy leef? Weet jy dat hy in jou wil leef, dat hy deur sy Heilige Gees in jou wil woon en jou lewe wil beheer? Gee alles oor, vra vir hom om jou lewe te beheer en sy doel te bereik met jou lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg om U te kan ken en te weet wat die waarheid is. U het vir my sonde aan die kruis gesterf, maar U het ook opgestaan en U graf is leeg. U het opgevaar na die hemel. U het U Gees uitgestort om in ons te wees en by ons te wees. U is by ons in hierdie oomblikke. Kom vat alles wat sonde is van my weg, Here. Vergewe my dat ek weer in die wêreld en die viswaters van hierdie wêreld teruggedraai het. Ek kom na U toe en ek wil vir U sê uit my hart uit, ek het U lief. En ek sal dit nou bewys met my lewe en my krag en my hele hart en siel en verstand. Ek het U lief, Here Jesus. U weet dit. Kom vul my hart. Kom leef in my. Kom leef deur my. Ek dank U dat U my hoor. Amen.